Goeiemôre broers en susters. Almal van die baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons glo en vertrou dat vanoggend 'n geleentheid gaan wees waar die Here deur sy Gees in die hart gaan werk en dat vanoggend ook 'n besonderse geleentheid gaan wees in die lewe. Broers en susters, baie welkom aan besoekers vanoggend. Ek het 'n hele klompie vreemde gesigte hier gesien en het ek ook ou gesigte gesien. Ek sien die hele klompie mense van Malalaan gemeente en van die Poort gemeente ook vanoggend hier. So baie welkom hier by ons. En dan is 'n klompie mense wat spesiaal genooi is vanoggend ook. Aan almal van u ook baie welkom. Dan broers en susters, ons het ons gebruik ons hier in die gemeente dat ons nou Sondag, verjaarsdag aankondig of afkondig en vir elkeen 'n geskenkie gee. Omdat ons program vanoggend vol is, ons het nie van jou vergeet nie. Volgende Sondag sal ons vir jou ietsie gee. So asseblief as jy nou hierdie week verjaar, moet die volgende Sondag hier wees. Dan is dit nou vandag ook nou Moedersdag. Nou weet ek as ek nou niks oor rondom Moedersdag gaan sê nie, dan gaan ek ergens in die moeilikheid wees. En ek wil net vir al die ma's sê, hier is ek, dankie. Dankie vir dit wat julle opoffer, dankie vir dit wat julle beteken. En dankie dat julle net ma's is. Ons eer die Here vir ma's. Maar nou lees ek gisterand op Facebook wat iemand sê, nou wil net vir al die pa's sê, 'n gelukkige Moedersdag, want dit is nie vir pa's was nie, was dan die moeders nie. Al die pa's, ek hoop julle behandel die ma's soos ma's behandeld behoort te word. En nou het iemand nou die ander dag ook vir my gesê, ons met sulke geleenthede is wonderlik, maar as daar van julle is wat ma's is wat daar kinders al verloor het, en ons ook vir julle sê, dis vandag ook nie 'n lekker dag nie, maar baie sterkte vir julle op. Dit bly julle kind en mag vandag ook vir jou nog steeds 'n spesiale dag wees. Reg dan, broers en susters, volgende week kom ons af met ons volgende 40 dae reeks. En dit gaan 'n lekker reeks wees. Dit is volgende Sondag is die afkoopsondag en dan die tema verlossingsvirus. En dan speel ons 'n bietjie met 'n bewoording bes met Jesus of besmet met Jesus of beste met Jesus, hoe jy dit ook al wil hoor. En ons gaan 'n bietjie gesels oor hierdie COVID tyd, wat se wonderlike dinge daar nie na vore gekom het vir die kerk nie. En so onthou volgende week afskoopsondag 40 dae en daarmee saam broers en susters, ons het onthou ook ons hemelvaartdiens. Hemelvaartdiens is donderdag 6:00 by die kerk en daarna gaan ons lekker kuier, ons gaan sop eet en sop en brood saam eet en asseblief kom woon dit by, maar gee asseblief ook, laat weet dit as jy kom, want ons wil net weet hoeveel mense moet ons voorberei vir die sop wat hier gaan wees. En dan 'n laaste saak wat ek net ook onder die aandag wil bring is, ons het nou die afgelope paar weke het ons die jeugpos wat ons geskep het ons dit geadverteer, ons het 'n klompie aansoeke gekry, dankie vir julle wat aansoek gedoen het. Maar die sluitingsdatum is die komende week, so as jy nog 'n belang stel, vind uit waaroor die pos gaan en dan is jy welkom om aansoek te doen. Broers en susters, ons gaan nou luister na 'n sangitem. Walter Fourie en Julia Burger. Dankie dat julle vanoggend hier is. Dat julle ons vanoggend vir ons met julle stemme gaan bekoor. Baie dankie daarvoor. Ons gaan nou luister waar hulle saam sing in Jerusalem en daarna gaan doen Eksteen, gaan hy na vore kom en dan gaan hy die preek hanteer en na die diens dan sal ons so 'n paar sprekers hê en dan ook net 'n of twee dingetjies doen voordat ons na onder toe beweeg. So broers en susters, kom ons gaan nou luister na Jerusalem, soos gesing deur Walter en Julia.
Ons sing as ons toetredelied vanmôre gesang 177 en ons sing dit as voorbereiding vir die erediens en daarna die fotum en die seën. Machtige Heer en
Voordat Jesus opvaar hemel toe, sê hy vir sy disippels in Matteus 28, onthou, ek is by julle al die dae, tot by die volëinding van die wêreld. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanmôre, baie bekende Psalm 146, en ons sing die strofes soos wat dit op die bord sal verskyn. Prys die Here, lof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, lof en prys hom, ek wil God my loflied bring. En solank ek leef om eer, loof die groot en troue Heer. Hy is goed, die God van Jakob, vestig ook op hom jou hoop. Hulpeloses rig hy weer op, blinde oë maak hy oop. Hy wat als geskape het, hy alleen sal jou kan red. God gee uitkoms en bevryding, hongeriges gee hy brood. Hy genees ons van ons lyding en verlos uit elke nood. Die verdrukte in gebed, hoor hy aan sy liefde red. Kom ons bid nou saam. Here, baie dankie vir u genade en u liefde wat ons ook op hierdie dag in oorvloed beleef en ervaar. Dankie dat ons as gelowiges kan saam wees om die opstanding van Jesus Christus ons Here te vier, maar om ook met mekaar gemeenskap te kan vestig en die liefde wat u vir ons gee, ook met mekaar te kan deel. Here, mag ons saam wees vanmôre ook tot u eer wees, en mag ons opnuut deur die woord geïnspireer word om te gaan lewe in die voetspore van Jesus Christus, ons Here. Seën ons as ons die woord lees en dit oordink, en mag dit, Here, ook vrug dra in elkeen van ons se lewe. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons skriflesing vanmôre, broeders en susters, is 'n langerige gedeelte, die laaste hoofstuk in die brief aan die Hebreërs. Lees Hebreërs 13 van vers 1 tot vers 21. Hebreërs 13. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangenes is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Dink aan julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat hulle gestel het. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Moet julle nie laat meevoer deur allerhande vreemde leringe nie. Die goeie is daarin geleë dat die hart deur genade versterk word, nie deur eetgebruike nie. Die wat al aan hierdie gebruike gehou het, het niks daarby gebaat nie.
Ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Die bloed van die offerdiere word deur die hoofpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei, om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Laat ons dan nou uitgaan na hom toe buitekant die laar, en die smaad dra, wat hy gedra het. Want ons het in hierdie wêreld geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Moenie nalat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dit is die offer wat vir God aanneemlik is. Julle voorgangers sou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee. Wees gehoorsaam en onderdanig aan hulle, want dan sal hulle werk met vreugde kan doen en nie kla nie. Anders het dit vir julle geen nut nie. Hou aan om vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons in elke opsig probeer doen wat reg is. Veral dring ek by julle daarop aan om te bid dat God my gou na julle toe sal laat terugkom. God wat vrede gee, het ons Here Jesus Christus deur die bloed van die ewige verbond, die groot herder van sy kudde, uit die dood teruggebring. Mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Daar eindig ons skriflesing, broeders en susters. Gelukkig is ons as ons die woord van die Here hoor en dit glo. Die kerkvers wat ek as kernvers in die prediking wil gebruik vanmôre is die 15de vers van Hebreërs 13, waar die skrywer sê, laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Dus susters, as ons hierdie laaste hoofstuk van die Hebreërbrief lees, dan lyk dit asof dit net 'n klompie los opdragte is. Asof die skrywer aan die Hebreërs net 'n klomp goed gou wil deurdraf wat hy vergeet het om vroeër in die brief breedvoerig te bespreek. Maar in elkeen van hierdie klein opdraggies lê ook 'n teregwysing, en daarom geld dit ook vanmôre as die lees van die wet. As hierdie woord vir ons sê, hou julle lewe vry van geldgierigheid, of die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word, of dat ons aan gevangenes moet dink asof ons self gevangenes is, dan weet ons skiet ver te kort. En omdat dit dan ook ons wetlesing was vanmôre, sing ons nou as skuldbelydenis, Psalm 247, Heer, wees ons genadig, want dit is net deur die genade van die Here, dat ons ook vanmôre hier is, na sy woord kan luister, en deur hom geroep is. Kom ons sing Psalm 247, as ons skuldbelydenis voor die prediking.
Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. 'n Vers wat tussen al hierdie ander los opdragte van die skrywer vir my persoonlik uitstaan. Dus as elkeen wat glo, behoort aan God. Ons behoort nie aan onsself nie, ons behoort nie aan die staat nie, ons behoort aan God. Want hy het ons duur gekoop met die bloed van sy seun Jesus Christus. En elkeen van ons wat vanmôre hier is as gelowiges, het ook deur ons eie vrye keuse en deur ons belydenis toegetree tot 'n verhouding met hierdie God aan wie ons behoort. Maar dit is ook nie maar net sommer so 'n los verhouding nie. Nee, ons verhouding met God kan op niks anders gegrond wees as op die voorbeeld van die verhouding van Jesus Christus met sy hemelse Vader nie. 'n Verhouding van liefde en lof aan sy Vader in totale gehoorsaamheid tot by die dood aan die kruis. Dis die verhouding waarin ek en jy ook met God moet leef. Hierdie verhouding wat God met ons het, is 'n baie besondere verhouding. As ons in Johannes 17 die gebed van Jesus gaan lees, waar hy vir sy disippels voorberei op sy sterfte en op sy weggaan, dan begin hy sy gebed en sê Jesus in vers 4, ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te volbring, wat u my gegee het om te doen. Jesus sê, die enigste manier waarop hy sy Vader in die hemel kon verheerlik en kan verheerlik, is om die werk wat aan hom toevertrou is, en toevertrou was, gehoorsaam en voluit en met toewyding te doen. En hoe het hy dit nie gedoen nie? Hy was selfs gehoorsaam tot aan die dood aan die kruis. Met 'n pad van volkome gehoorsaamheid en toewyding aan sy hemelse Vader geloop. En dan vra ek myself as mens, hoe bring ek 'n lewe tot lof van God? Wat moet ek doen om God te verheerlik? Hoe kan ek ooit so leef dat ek kan sê ek verheerlik God met my lewe? As ons weer gaan kyk na die verhouding tussen die Vader en die Seun, broers en susters, dan sien ons die Vader het op die Seun se lewe beslag gelê. Dis die Vader in die hemel wat Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees en deur Maria laat mens word het in Bethlehem. Dis deur die raadsplan van die Vader dat Jesus 'n pad van lyding en vervolging en swaar kry moes loop. Maar dis ook sy Vader wat hom liefhet, wat aan hom die krag gegee het om hierdie pad tot aan die kruis te loop en sy roeping te vervul. En God se liefde het nie by die dood aan die kruis opgehou nie, nee. Dis God se liefde vir sy Seun wat ook sigbaar word wanneer Jesus Christus opstaan uit die dood. En in die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus lê daar vir ons lewe in ons verhouding met God. Want in Jesus Christus lê God ook beslag op ons lewens. Ja, op elke mens se lewe. En ons laat dit toe deur ons belydenis en deur ons gehoorsaamheid. In die Bybel is daar baie verhale opgeteken oor hoe God eintlik op mense se lewens beslag gelê het. Verhaal van Moses, baie besondere verhaal. In die woestyn verskyn God aan hom in die brandende doringbos en dan lê die Here op Moses se lewe beslag. En hy sê vir Moses, ek stuur jou na die Farao toe, sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry. Hy het nie vir Moses gevra nie,
Moses het nie aangebied nie. God het gewoon gekom en vir hom gesê, ek stuur jou. En soos enige mens, soos 'n gewone mens, deins Moses terug. Hy sê, wie is ek, dat ek dit by die Farao sou waag? Wie is ek, dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? Hy's bang, hy sê nou net, die Israeliete glo my nie. Sy volgende verskoning is, ag Here, ek kan nie goed praat nie. En uiteindelik kom hy en hy sê, asseblief tog Here, stuur liewer iemand anders. Hoor jy dalk jouself in verskonings wat jy al aangebied het? As iemand iets van jou gevra het? Maar God lê op so 'n manier beslag op Moses se lewe dat daar nie uitkom kans is nie. En die Here sê vir hom, gaan nou, ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. En ons ken die res van Moses se verhaal, dat Aaron uiteindelik sy hulp word en dat Moses die volk uit Egipte uitlei. Gaan lees maar weer die verhale van Abraham en Jona en van die profete, hoe God hulle geroep het, op hulle lewens beslag gelê het, sonder dat daar uitkom kans was. Die profeet Elia kom op 'n punt in sy lewe dat hy moedeloos is en sê, dis nou genoeg Here, neem my lewe, ek sien nie langer kans hiervoor nie. Maar as die lewende God op jou lewe beslag gelê het, broers en susters, dan los hy jou nie weer nie. Hy vat jou eintlik maar aan die hand. En hy lei jou, en hy rus jou toe, en hy gee jou krag om jou roeping te vervul. Selfs al loop jou pad deur die woestyn soos Elia sin, of al moet jy 3 dae in die vis se maag deurbring soos Jona. Wanneer God op jou lewe beslag lê, is daar nie wegkomkans nie. En moet jy jou roeping gaan vervul, want hy laat jou nie los nie. Ons sien ook iets daarvan in die Nuwe Testament. As Jesus sy disippels roep en vir hulle sê, volg my. Hulle was vissers, hulle was besig om hulle nette droog te maak en op te vou. En dan kom die Here en hy sê gewoon vir hulle, volg my. En hy lê vir die volgende 3 jaar so op hulle lewens beslag, dat hulle saam met hom gaan. Dat hulle by hom leer, dat hulle by hom sien, dat hy hulle toerus, dat hulle soms met hom probeer redeneer. Maar uiteindelik rus die Here hulle in hierdie tyd toe, om hulle roeping te volvoer, wanneer hy terugkeer na sy Vader in die hemel. En dan, na sy opstanding, as hy aan hulle verskyn, dan lees ons in Johannes 20, dat hy vir hulle sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Daar is nie wegkomkans nie. Hulle is gegryp. God het hulle geroep, hy het op hulle lewens beslag gelê, en hy stuur hulle. Ek het aan die begin gesê, elkeen wat glo, behoort aan God. Dis deur die geloof, dat God ook op my en jou lewe beslag lê. Daar waar ek is. Of ek 'n besigheidsman of 'n onderwyser, 'n doodgewone entrepreneur, of 'n boer of 'n huisvrou is. Of ek 'n man of 'n vrou of 'n kind is, elkeen van ons word geroep met die woorde, volg my. Dit was vir my 'n baie groot voorreg, om met my menslike tekortkominge vir 37 jaar voltyds predikant in die kerk van die Here te kon wees. Dit is vir my nog steeds 'n voorreg om op 'n nuwe manier en in nuwe omstandighede nog steeds die evangelie te mag verkondig. Maar dit was nog altyd 'n roeping wat ook vir my ongemaklik laat voel. Want wie is ek dat die Here my sou stuur? Maar dit was ook nog altyd vir my 'n roeping waarvan ek nooit kon loskom nie. Ek het gevoel, die Here het op my lewe beslag gelê, en ek moet gehoorsaam wees. En dit was elke dag vervullend en vol vreugde,
ook in die moeilike en in die hartseer en in die donker dae van my bediening. Maar so roep die Here elkeen van ons, ook vir jou. En dis in die uitvoering van ons roeping, dat ons die geleentheid het, broeders en susters, om 'n offer van lof aan die Here te bring. Nie met woorde in ons gebede, of met die lekker sing van gewilde liedjies of bekende liedere nie. Nee, ek bring my lof aan die Here met my lewe, in die gehoorsame navolging van Jesus Christus, in sy roeping vir my lewe. Gelukkig word ons nie almal geroep om predikante te word nie. God roep my en jou daar waar ons is, in die beroep waar ek staan, sê hy vir my en vir jou, volg my. Want dis daar waar ek in die koninkryk van die Here moet leef, voorbeeld moet wees, die voorbeeld van Jesus Christus moet uitleef en hom moet verheerlik. Of ek nou 'n prokureur, of 'n student, of 'n vakman, of wat ook al is, met my lewe bring ek lof en eer aan God. En dan is dit so, dat ek as 'n gelowige, en 'n lidmaat van 'n gemeente en van die kerk van Jesus Christus in die wêreld, ook geroep word, of benoem word, of voorgestel word, of doodgewoon gevra word, om 'n ouderling, of 'n diaken, of 'n kategeet, of 'n omgeegroepleier, of die voorsitter van 'n bediening te wees, of by 'n funksie met een of ander taak te help. Dalk is jy al gevra om net te kom tee maak. Dalk is jy gevra om na die tuin te kyk, dalk is jy gevra om die kerk se dak te verf. Dalk het jy al die geleentheid gehad om iewers 'n bos blomme in die kerk neer te sit. Want daar waar ek in die gemeente van die Here geroep word, waar hy ook as 'n geloof op my lewe as 'n geloofslewe beslag lê, ook daar het ek die voorreg en die geleentheid om 'n offer van lof aan God te bring, met die gawes en met die toerusting wat die Here al in my lewe oor my uitgestort het. Maar ons verskonings en die rede waarom ons dink ons kan nie, is legio. Dink maar net 'n bietjie vir 'n oomblik aan die verskonings wat jy al gemaak het, toe jy geroep is, of voorgestel is, of gevra is. Ek kan nie, ek het nie tyd nie, ek dink nie ek is goed genoeg nie, is daar nie iemand anders nie. Ons dink baie keer die verskonings wat ons kan aanvoer, is selfs beter as die verskonings van Moses, of Jona, of Petrus, se verhale in die Bybel. Ons het nie verskonings nie, want die Here het op ons lewens beslag gelê. En in hierdie uitdagende tye wat ons beleef, moet ons susters, waar die kerk nie moet dink, waar elke gemeente op 'n nuwe manier moet funksioneer, omdat dit wat ons geken het, alles verander het met die pandemie, het ons die wonderlike voorreg, waar ek juis met dit wat die Here vir my gee, kan leef. My roeping kan vervul, en 'n lewe en 'n offer van lof aan die Here kan bring. En daarom is dit nodig dat elkeen van ons weer gaan vra en gaan kyk, maar wat is my roeping? Waarheen neem die Here my? Waarvoor is ek toegerus? Waarvoor het die Here my al in my lewe gereed gemaak, sodat ek nou in hierdie moeilike tyd waarin ons leef, iets van sy koninkryk kan laat sigbaar word, daar waar ek is, waar ek leef, as man en vrou en kind, en binne my beroep. Want ons is nie kerk of gemeente hier, wanneer ons in die erediens by mekaar is nie, nee. Ons is kerk, ons is ligdraers, ons is sout vir die wêreld, wanneer ons roeping, wat ons van God ontvang het, in die wêreld gaan vervul. Elkeen op wie se lewe die Here beslag gelê het in die Bybel, het hy weer gestuur om terug te gaan, en te gaan dien, en te gaan voorbeeld wees, en om te gaan leiding gee, en om te gaan help, en te gaan opoffer. Ons het die geleentheid
en die voorreg om God te verheerlik met ons lewens. En die wonderlike lê in die afsluitingswoorde van dit wat ons vanmôre gelees het. Ek glo dat God dit wat hy in ons begin het, voluit sal kan klaarmaak. Die skrywer van die Hebreërs sê, mag die God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring, wat vir hom aanneemlik is. Dit het reeds gebeur. God het reeds alles gegee. Kom ons gebruik dit om hom te verheerlik, daar waar hy my roep, en daar waar ek lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir al die gawes en geleenthede en voorregte wat U in ons lewe vir ons gee om U te verheerlik. Dankie vir die lewe, Here, wat ons kan leef en dat dit die geleentheid is om U te dien en U naam groot te maak. Ons bid dat elkeen van ons deur die Gees opnuut aan die hand sal vat en ons sal lei om beskikbaar te wees om dit wat U vir ons stuur om te doen, dat ons dit sal gaan doen met 'n blye hart en met vreugde en tot eer van U naam. Dankie vir die voorreg om deel te kan wees van 'n gemeente waar ons kan leef, waar ons ook saam mekaar se hande kan vat en die lig van die evangelie in die wêreld kan laat skyn. Mag ons dan ook daar waar ons deel is van 'n gemeente, ander inspireer, suurdeeg wees, Here, om 'n helder lig te laat skyn, ja, om 'n offer van lof aan U te bring, uit dankbaarheid vir al U genade. Seën ons op ons pad en rus ons toe, en dankie dat ons kan vashou aan die belofte, dat Jesus Christus gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is, en dat hy by ons is, tot by die volëinding van die wêreld. Mag ons daarin vrede en vreugde vind, en daarom ook altyd bereid wees, om ons roeping te vervul. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Dus susters, kom ons bely nou ons geloof in God, eintlik dan ook weer as bevestiging, dat ons weet, hy het op ons lewe beslag gelê, en ons wil ook ons geloof gaan uitleef. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie sy koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene Christelike kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons sing nou as ons slotsang, gesang 280,
soos wat die woorde sal verskyn. Ons slotsang gesang 280. Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die gekruisigde en opgestane Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees sal by en met ons wees. Amen. Kom ons antwoord daarop met ons responslied, gesang 329. Susters, van my kant af net weer baie dankie vir die geleentheid om vanmôre hier te kom preek. Ek het my boodskap aan die einde van Januarie reeds vir 'n klompie mense dankie gesê vir my bedieningstyd hier in die gemeente en ek wil dit vanmôre maar net weer herbevestig. Mense het met soveel mense oor 20 jaar kontak gehad. Soveel mense het my lewe verryk dat ek nie anders kan as om die Here dankbaar te wees vir die voorreg om met elkeen te kon kontak hê met wie daar kontak en geleentheid was nie. Baie dankie vir almal wat my rol in die gemeente makliker gemaak het. Dominee Gert is my kollega, ouderlinge en diakens, kategete, omgegroepleiers en dan mense op die agtergrond. Die klankkamer, Tobias met die orgel, preekopnames die laaste jaar en meer wat uitgestuur moes word, mense in die kombuis wat na elke erediens sorg dat daar tee is. En so kan mense aanhou opnoem. Baie dankie vir elkeen, ook mense in die gemeenskap, van wie hier vanmôre sommige in die erediens is. Baie dankie dat ek ook in die gemeenskap die voorreg gehad het om te kon ontmoet, te kon leer en ook te kon gee uit die gawes wat die Here vir my gegee het. Mag ons ook elkeen, elke dag wat die Here aan ons lewens toevoeg, geniet en benut en gebruik
om 'n offer van lof aan die Here te bring. Gaan heen in vrede. Dankie Dominee Eksteen vir die besonderse preek vanoggend. Broers en susters, op 'n stadium het ek gedink hy praat met my, omdat 'n mens met hierdie roeping, ons as dominees stream maar baie keer met hierdie hele ding van roeping, met baie keer wil 'n mens maar op wil opgee en baie dankie daarvoor. Maar op 'n stadium toe kom ek agter, hy praat met elkeen van ons. Elkeen van ons wat geroep is. Baie dankie daarvoor. Broers en susters, ons gaan nou geleentheid gee vir 'n paar sprekers. En ons gaan eers geleentheid gee vir Dr. Frikkie Labeskagni, sekretaris van die kerk, om namens die algemene kommissie net 'n paar woorde te kom sê en dan ook rondom die emeritaat ook net iets daarom te sê. Dr. Frikkie, nou wou vir Dr. Frikkie ook baie dankie sê. Hy is op die pad van Pretoria af vanoggend, maar ek weet hy hou daarvan, want sy familie is ook hier. Maar liewe broer en suster, geagte kerkraad, geliefdes, dit is 'n baie groot voorreg om vandag by hierdie emeritaatsgeleentheid van Dominee Eksteen Botha net 'n paar woorde namens die kommissie van die algemene kerkvergadering tot hom en tot julle te rig. Dis 'n besondere geleentheid vir my persoonlik. Ek en Dominee Eksteen is goeie vriende al vir die grootste deel van my bediening. En saam met hom in verskeie werkruimtes gedoen waaroor hy gepreek het vandag, die Here gedien met die genade en die liefde waarmee hy ons ook toerus. In die gewone wêreld daar buite tree mense af, dominees emeriteer. Dit is presies dieselfde ding. Ek het kollegas wat deesdae vir my sê dat sommige van ons emeriteer, sommige van ons tree af en dan werk hulle weer, want ons leef in 'n nuwe tyd. Min mense tree regtig af. Ons almal hou aan met dit waarvoor ons geroep is en waarvoor ons lief is. Ek hoor ook daar is sekere dominees wat sê hulle mors af. Ek het gehoor dat Dominee Eksteen nog nie hiervoor gereed is. 'n Dominee leef met roeping en jy kom gewoon net nie uit die greep uit weg. Waar God jou gryp en jou vashou, jou gesin, jou geliefdes en met jou pad loop om na die saak van Jesus in hierdie wêreld ook hier weer uitgebou en versterk. Hoekom? Hoe presies dit gebeur en hoe dit werk, kan geen dominee eintlik regtig sê. Maar God gebruik mense in die wêreld om die Jesus-saak in die besonder uit te bou. Baie dankie vir die voorreg. Ek stem saam met my kollega. Daar was 'n oomblik in die preek toe ek baie duidelik agtergekom het Dominee Eksteen se stemtoon verander. Ek het agtergekom dat sy ritme en sy pas terwyl hy preek verander het. Is amper asof sy eie hartklop in lyn gekom het met die boodskap. Die dominee skien daardie oomblik as 'n oomblik wat jou eie lewe baie diep raak. Weet die preek ook nou met jouself praat. Ons spreek in die woord van God,
waar die Gees hier in ons midde teenwoordig is, terwyl ons weet, dis eintlik God self wat hier aan die woord is. Begin with the end in mind is die tweede gewoonte van die baie bekende treffer van Stephen Covey, soos hy dit ook al uitspreek. Sy baie bekende boek, 7 Habits of Highly Effective People. Begin with the end in mind. Die betekenis van hierdie gewoonte is om elke dag, elke taak met 'n duidelike en helder visie van jou beoogde einde te begin. Hoor weer wat sê Stephen Covey? Om elke dag, elke taak te begin met 'n baie duidelike visie van waarin jy op pad is. Ek gaan kyk na die begin van Dominee Eksteen Botha se lewe. Ek het die voorreg om kontak te hê met 'n, ek wil amper sê 'n wêreldbekende argivaris wat my gehelp het om 'n klomp stukke rondom Dominee Eksteen Botha se lewe bymekaar te kry. Hy skryf in 1983 'n skripsie en hy gebruik die teks uit Habakuk 2 vers 2 tot 4. Ek weet nie of Eksteen nou nog die teks en inhoud van die skripsie kan onthou nie. Maar die inhoud van daai perikoop is, jy moet net geduldig bly wag as dit nie gou kom nie. Goed wat ons droom, dit wat ons hoop, dit wat ons bid. Dit kom beslis, sê Habakuk. Dit sal nie uitbly. Die beloftes van God sal vir jou gebeur. En dan wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly. Die titel van daai BD-skripsie is die kritiese beoordeling van prediking binne die swart teologie aan die hand van Psalm 72 en Habakuk 2 vers 2 tot 4. Nadat hy sy studies voltooi het, lewer hy sy proefpreek in gemeente Carletonville, waar hy ook baie vroeg in sy lewe homself in terme van leierskap onderskei het, ook hoofseun van die plaaslike hoërskool was. En hy teruggaan na die gemeente en daar sy proefpreek uit Joshua 24 lewer. Ek ken die inhoud van die teks baie goed. Betoon nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Met ander woorde, wees lojaal aan jou roeping, wees lojaal aan hierdie gebeurtenis dat God jou gryp. Staan hiervoor op. Steek jou hande hiervoor op. Trek hiervoor aan. Leef hiervoor. En dan die baie bekende woorde van Joshua. Kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode van julle voorvaders. Of die gode van die Amorite. Maar ek en my familie kies die Here. Dominee Botha verrig sy dienswerk in slegs 3 gemeentes van die kerk. Gemeente Glencoe,
gemeente Malalaan en dan gemeente Nelspruit. Na 'n periode van 10 jaar in gemeentes begin sy lewe op 'n bepaalde manier ontvou. En raak hy betrokke by Afrika bediening van gelowiges in Suid-Amerika, Paraguay spesifiek, in die hartjie van Suid-Amerika ongeveer. En weet ek dat hy hier in hierdie omgewing, op hierdie plek het hy in sy preek gesê, die Here gedien. Dis heel waarskynlik die voetspoor wat ek steenboot is. Hierdie voetspoor wat ek steenboot is in die kerklaan. Ek sê vir my jong kollega, sal weer vanoggend ry hierheen. Dominee Eksteen het ongeveer 75% van sy totale bedieningstyd buite die werkarea van sy gemeentes deurgebring. Wat iets sê van sy hart. Missionale kerk wees. Iets hiervan verstaan. Die Here jou roep hiervoor, dan is dit wat jy doen. Vyf 70% van sy bedieningstyd gerig op mense wat behoefte het aan God. U hoor baie duidelik die strekking van my gesprek. Begin with the end in mind. Ek het nie geweet van sy teks uit Hebreërs uit nie. Ek het ook nie by hom 'n kopie gekry van sy preek. Maar baie vroeg in sy lewe het die Here hom gegryp en voorberei vir 'n baie spesifieke taak. Die kerk is dankbaar vir Eksteen se lewe en ons dank die Here vir sy gawes. Dis dit. Die kerk is dankbaar vir die lewe van Eksteen Botus. En ons dank die Here vir sy gawes. Hierdeur die evangelie vir mense gebring. Oor op plekke waar dit krities nodig was. In 'n tyd ongeveer 1999, 92 en daarna oorgangsfases waarin hy hom as leier uitnemend ondersteun. Dankie Helene. Waar is die lewe op die oomblik nie? Ek het Helene, ek sien net daai kant toe beweeg. Ek aanvaar Helene, baie dankie vir jou liefde en jou geduld met jou reisende man. Ek is ook 'n reisende man en ek weet wat is die tol op 'n huisgesin. Ek weet ek en jy het etlike gesprekke, etlike jare gehad, kosbare goed, kosbare reis saam met jou. Die kerk is baie dankbaar vir jou liefde en jou ondersteuning. En jou kinders natuurlik, ek het hulle name hier, almal een vir een. Hier's nou al kleinkinders, daarom begin ek die name noem nie, want daai gesin is nou al veel groter as die 3. Baie liefde vir julle, baie seën op julle lewenspad, en Eksteen is alweer getrou aan hierdie roeping van hom, op 'n plek waar mense sy hart en sy lewe ontsaglik nodig het. Ek wil vir Eksteen namens die kerk 'n akte van emeritaat oorhandig. Eksteen, baie dankie. Die inhoud van die oorkonde dokument aan jou voor. Akte van emeritaat vir predikant
Dominee M.C.E. Botha. Kommissie van die Algemene Kerkvergadering het die aansoek om emeritaat goedgekeur en verleen hiermee aan u emeritaat soos die kerkorde bepaal. U word van harte bedank vir pligsgetroue, toegewyde en opbouende werk wat u oor jare heen as predikant in die kerk gelewer het. Die kommissie bid u aangename rustigheid toe. Mag u steeds sinvol besig bly met die oordenking van die woord van God en wanneer u die geleentheid daartoe kry en die verkondiging daarvan. Mag u steeds vreugde vind in hierdie dienswerk en wanneer die opregter kom, die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang. Geteken te Pretoria, 31 Januarie 2021, die voorste en skriba van die Algemene Kerk. Dankie Dr. Frikkie. Dus en susters, dan het ons goed gedink om iemand uit die gemeenskap te kry om ook net iets namens die gemeenskap 'n boodskap oor te dra en ons het vandag dit goed gedink om vir Obas Koetser wat langsaam met ek steen by die rugby saam met hom by die rugby gewerk het en om vir hom te vra om vir ons net ietsie te kom meedeel oor ek steen. En wanneer hy na vore kom, wil ek net graag 'n brief van die ring af ook aan hy voorhou, wat die skriba van die ring vir my gestuur het om net voor te lees. Maar jy, man van God, streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid. Die goeie wedloop van die geloof met jy al jou kragte inspann en die ewige lewe as prys behaal. Daartoe het God jou geroep en het hy jou die goeie belydenis voor baie getuienis aflê. Voer jou opdrag stiptelik en onberispelik uit tot die dag dat ons Here Jesus Christus kom. Dit is 1 Timoteus 6. Met hierdie woorde groet die ring van Leidenburg Dominee X.T. Botha, die opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding en minsaamheid waarmee u opdrag uitgevoer het u onderskei as 'n man van God. Die nagenoeg 34 jaar wat u in hierdie ring werksaam was, is onmiskenbaar gekenmerk deur die gesindheid wat daar is in u Here en Meester Jesus Christus. Die bekwaamheid en nugterheid waarmee u op elke terrein van u dienswerk leiding geneem het gelei tot bestendigheid en koersvaste kerkwees in die werksaamhede van die ring en gemeentes. Die ring van Leidenburg bid dat u en u eggenote Helene goeie gesondheid sal geniet en 'n seën sal wees waar die lewensreis u ook al mag neem. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Die op die W.J.M. Breitenbach, skriba van die ring. Dan gaan ek vir Obas Koetser na die geleentheid. Baie dankie, dit is my regtig baie groot voorreg om vanoggend net so 'n bietjie dankie te kan sê vir jarelange toewyding aan spesifiek rugby en dan die pad wat ek oor die X.T. saam geloop het oor spesifiek skeieregterskap. Nou, net baie kortliks oor skeieregterskap. Dit klink nogal na iets lekker daar op die rugbyveld, maar ek wil verseker, om iemand op te lei of om iemand so ver te kry
om uiteindelik met selfvertroue 'n skeieregter te kan wees. Dink julle self net die druk wat 'n skeieregter het, al die negatiewe kommentaar, alles wat op hulle geskreeu word, alles wat op hulle gesê word, en dit is ons taak, en ek steun deel van sy groot taak, om 'n skeieregter sodanig op te lei dat hy hierdie druk kan hanteer en met selfvertroue te kon optree. Dominee, dit is my nie net as 'n kollega van die skeieregter wêreld nie, maar ook as 'n vriend, wat dit vir my regtig 'n groot voorreg is om vandag net te kan dankie sê. Net so kortliks oor Dominee Eksteen se passie, skeieregterskap. Hy was deel van die Mpumalanga Rugby Skeieregtersvereniging sedert 1987. En ek het uitgewerk is toe die dooie seun nog regtig baie siek was. Vir 30 jaar het Dominee Eksteen saam met my en het ons saam die voorreg gehad om skeieregterskap te doen by die Mpumalanga Rugby Skeieregtersvereniging. Nou, Dominee Eksteen self was 'n kragtige skeieregter homself, en as ek in die aand my oë toemaak, of as ek bietjie dink aan Dominee, dan gaan nou bietjie iets illustreer, wat dalk so 'n bietjie 'n glimlaggie op almal se gesig gebring. Maar ek wil nou vir julle net illustreer hoe Dominee Eksteen gehardloop met sy flankie. Dominee was bot nie, maar dit was nou regtig gekenmerk met 'n stywe arm hardloop en die vlei nie te kon hanteer. Dominee Eksteen het homself ook gekwalifiseer as 'n internasionale afrigter of 'n educator, 'n opleier, en juis in daai rigting het hy te doen gehad met baie skeieregters en ook met baie bekende skeieregters. En ook van dat 'n persoon besluit hy wil 'n skeieregter word, totdat hy uiteindelik baie bekende skeieregter geword het, was dit deel van die pad wat hy moes loop om opgeleid te word deur Dominee Eksteen. Soos wat die tyd aangestap het, soos wat ek en die Dominee nie meer die spoed in kindersfonds begin weghardloop en so, het hy begin toespits spesifiek as afrigter. Gedurende hierdie afrigtingstyd was hy ook in Zimbabwe. Hy was by nasionale rugbyweke en het hy daar ook 'n besondere bydrae gelewer tot die sukses van baie skeieregters. Ek wil egter nie praat oor dit wat hy gedoen het nie en die sukses wat hy met skeieregter behaal het alleen, maar oor die besonderse wyse wat hy dit gedoen het. Dominee met jou, ek wil amper sê die agtergrond van 'n dominee, was dit eintlik ideaal om ook te sien hoe jy met skeieregter, wat vir my regtig 'n voorreg om te sien hoe jy met skeieregter werk, maar nie net met skeieregters nie. Dominee Eksteen is baie bekend in die rugby wêreld. Selfs daar, die manier, sy Christenskap was altyd oral teenwoordig. En dan wil ek 'n ander ding vir my, of vir julle vertel, wat vir my net so lekker was. Nou die mense langs die veld daar, en die mammies en die pappies, praat in vreemde tale. Dit is woordeskat wat ek self, wat baie min mense hoor. Maar dit was my so lekker as ek saam met Dominee Eksteen gegaan het. Dan as die mense begin, skeieregter, waar sit jou? Sien jy Dominee? En dan, eers die manier, blaas nie te sleg vandag, jy weet. Maar ek wil van oulaas, of dan regtig uit my hart uit, nie net vir Dominee Eksteen dood is nie, maar ook vir sy gesin, en veral vir sy vrou wat om my gestaan het, wat hierdie gesintyd, wat hy by die huiskool gespandeer het met sy gesin, hom vir ons gegee het, sodat ons die voordeel daaruit kon trek. Baie dankie, dat, soos ek gesê het, is my groot voorreg om
'n vriend van die gesin kan wees. Dan net namens die breë gemeenskap van Nelspruit. Ek glo nie daar is iemand in hierdie dorp wat nie gedoen nie. Ek sien Botha ken nie. En met ons goeie kwaliteite en dit en hulle bydra ook oral in die gemeenskap veral op Christelike vlak. Dominee, jy en jou gesin, julle los voetspore, diep voetspore in die gemeenskap. Maar ek het uitgewerk, dit is nie die voetspore wat in sand hier agterbly nie, maar voetspore soos die wat 'n potterbakker in sy klei sou bak wat vir baie jaar nog hier sal wees. Ons wens julle net die beste en die mooiste vir die toekoms wat daar nog voor lê. Daar is nog baie jaar. En nogmaals, uit my hart uit, baie dankie. Dankie Albaas. Hy sê die skeieregters is onder baie druk en ek kan dit sien as ek reg kyk op die televisie. Hulle is onder baie druk, veral vir die blou bulle want hulle blaas altyd in die guns van die blou bulle. Ek kan dit nie verstaan nie. So. Broers en susters, dan uit ons namens die gemeente wil ons graag om Pieter Kiewiet, was hy die voorsitter hier by ons kerkraad in die gemeente, hy tans die ondervoorsitter en hy neem leiding met baie goed in die gemeente en ons gaan vir hom vra om namens die gemeente 'n boodskap oor te dra en dan terwyl hy na vore kom, ons het 'n brief ook ontvang van Dr. Fanie Pretorius af. Ek wil net een saak uitlig, die meeste het Dr. Frikkie aangeraak met al sy werk in die buiteland, maar iets wat Dr. Fanie hier noem in sy brief is, hy sê mens kry 'n gemaakte predikant en 'n gebore predikant. En hy sê Dominee Eksteen Botha is 'n gebore predikant. En dan sê hy ook 'n gebore predikant leef in alle opsigte soos die woord hy verkondig. Gemeente. Dominee Eksteen, Helene, ons gaste, gemeente. Dit is my voorreg om vanoggend namens ons gemeente so 'n kort boodskap aan Dominee Eksteen en Helene te lewer. Ek staan my elke slag maar net verstom oor die werking van die Heilige Gees en al hierdie dinge. Ek het besluit vanoggend wat hierdie week om te praat oor voetspore. En beide Dr. Frikkie en Oubaas het oor voetspore gepraat. En ek dink nie dit is toevallig nie. Afgelope week, ek so ry te luister ek na paleontoloog wat praat oor versteende voetspore. Wat weer ontdek is en waar hulle baie opgewonde is en waar hulle nou intense studies doen. Versteende voetspore ontstaan wanneer gewone spore in modder deur een of ander katastrofe oorval is en dan oor baie duisende jare versteen raak. En dan weer met tyd word dit blootgestel. En met 'n studie van hierdie spore kan hulle geweldig baie goed van daardie persoon of wat dit ook al kan wees gemaak het in daardie posisie. Was hy klein, was hy groot, het hy gestaan, het hy vinnig geloop, het hy gehardloop, moontlik gevlug. Hoe lyk sy beenstruktuur van sy voete en al sulke dinge. Ek sal nou terugkom na daardie gedeelte toe. Dominee Eksteen het net nou in sy preek ook 'n belangrike deel vir my volgemaak. En dit is dat God beslag op sy lewe geneem het om sy woord te gaan verkondig. Dit is so dat Dominee Eksteen in elkeen van ons lewens voetspore getrap het. Nie sigbare voetspore nie. Voetspore in ons gedagtes. Daar waar ons bekommernisse het, daar waar ons onsekerhede het, daar waar ons twyfel het.
En daar is niemand wat kan sê dat hy die spore in hulle lewe gelaat het nie. Jy het nou gehoor dat hy tot 75% van sy tyd buite ons gemeente in die kerk spandeer het. Maar hy het aan kerksake spandeer, hy het aan opdrag van God spandeer. Oral waar hy beweeg het. En soos wat de Frikkie vertel het, het hy baie wyd beweeg in terme van die kerk. Maar hy het 'n interessante storie op 'n slag gesê in Paraguay met een van daardie volgepakte busse, veelkleurige busse met hoeveel mense, hoenders en bokke en goed op die dak. Dus hy op pad oor 'n baie lang afstand. En gedurende hierdie hele proses is daar so 'n irriterende lied wat die hele tyd bly speel. En hy is nou so opgeklits oor die lied en dit hou net nie op nie. Want op 'n stadium toe sou hy agterkom dat die lied kom uit sy eie selfoon uit. Hoe lyk hierdie spore wat Dominee Eksteen en elkeen van ons in lewens getrap het? Dis een van 'n passievolle bedienaar van die woord. 'n Baie groot passie. Een van empatie met mense. Ek dink dit getuig sy betrokkenheid met so baie mense in die gemeenskap oral waar hy beweeg het. Een van omgee veral vir ouer mense. En ek is bewus van 'n hele paar gevalle wat ek self by teenwoordig was wat hy begrafnisdienste gelei het vir mense wat nie in sy gemeente was. As gevolg van sy verbintenis met hulle. Wat 'n wonderlike voorreg om so 'n persoon in ons midde te kan hê wat vir ons vir 20 jaar 'n verskil in ons lewens gemaak het. Dan het hy 'n besonderse vermoë om die woord van God uit te lê. Ek het vanoggend ook weer geluister. En daar is ook vir my weer besonder dat tema van sy boodskap dat God beslag gelê het op sy lewe. En met die opdrag om verkondig my woord maak 'n verskil in mense se lewens. En ten spyte van sy aftrede is hy ook vandag nog besig om aangewawes en verskil in mense se lewens te maak. Maar nie net ook daar nie. Jy weet die ring van Namibië staan bekend dat die Dorsland ring. En ek weet hy het ook daar al vergaderings bygewoon. En hy gaan nog 'n groot verskil maak aan mense se lewens. Maar wat ook baie belangrik is, hy is 'n bittereinder. As ons bazaar hou of Marula Makiti, wie is eerste daar? Eksteen Botha. Wie organiseer, wie dra tafels, wie dra stoele, wie bak vetkoek? Eksteen Botha. Opruimtyd is Eksteen Botha daar tot alles klaar is. Hy is 'n bittereinder vir God en vir elke mens in die bediening. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons as gemeente wil vir julle sê baie dankie vir dit wat julle in ons lewens gedoen het, ook in my persoonlike lewe. Baie dankie dat julle vir ons omgee. En ek weet daar waar julle nou is, want julle presies dieselfde doen. Van maak 'n verskil, moenie ophou nie. Dr. Frik het nou gesê, jy is nie reg vir aftrede nie. Ek het al baie met jou daaroor gesels. Gesê, jy het nog baie lewe oor in die kerk. En ek weet, as jy gesondheid hou, dan gaan dit so wees. Die manier hoe jy deur jou krisis gekom het verlede jaar, en ek kan goed onthou die oggend, toen die Eksteen en toen die Gert en myself gaan saam koffie drink, om bietjie te besin oor die laaste jaar voor sy aftrede, sy moontlike besoek aan Namibië om na aftrede daar 'n versoek van die kommissie 'n rol te gaan speel. Die skokkende, so rustige manier, ek het kanker. Die manier hoe hy dit hanteer het, ook in COVID, die operasies, sonder sy gesin by hom daar in die hospitaal. Ek dink dit sê baie van 'n mens, as jy dit so kan doen. En ons het baie groot waardering daarvoor. Ek vra dan dat jy en Helene asseblief hier na vorentoe sal kom.
Ek wil graag namens ons gemeente vir julle hierdie klein bewysie oorhandig. Ek weet julle het nou nie meer 'n huis nie, julle huis is op wiele. Hoop jy nie iets vir julle nodig het. En as julle dit gebruik, dan kan Nelspruit en wat julle ry. Baie seën en voorspoed, gesondheid met ons julle toe. Baie sterkte op julle pad vorentoe. Dat ons gaan nou geleentheid gee vir X-Teen om self iets te sê, maar voor hy na vore kom, of terwyl hy na vore kom, X-Teen van my kant af ook. Ek was bang om te praat as ek oor ons saamwerk en saamwees in die gemeente gesels en ek het die afgelope week gesit en dink ons kan baie goed uitlig oor ons saamwerk in die gemeente. Maar aan die einde van die dag wil ek net die Here eer vir kollegas soos jy. Baie dankie. Was 'n groot voorreg gewees en dit het vir my baie beteken om 'n kollega soos X-Teen te kon hê. Baie dankie daarvoor. Broeders en susters, ek het eintlik met 'n skok gehoor. Ek het eintlik baie min by julle gewerk. Want as ek nou by die 75% buite die gemeente, 25% by die rugby bytel, weet ek nie wat was ek hier gewees nie. Maar as in die stukkie wat ek geskryf het, op bladsy 3 en nie te weet, sê ek eintlik maar dankie, sonder om vanmôre veel meer te sê. Die 4 gemeentes, waarna ek gedien het, Glencoe, Komatipoort, Malalaan en Nelspruit, het my gevorm en my geleer. Elke lidmaat, elke amptsdraer, en ook vanmôre weer toe, die kleintjies hulle lekker goed kom haal, daai gesiggies, en iewers is daar 1 of 2 wat net gou vir jou iets wil sê. Daai wonderlike deel van kleins af. En daarom wil ek regtig sê baie dankie vir elkeen wat my lewe gevorm het. My hele lewenspad, en dis van baie ou mense tot baie jong mense. Ek het die voorreg gehad in my eerste gemeente in Glencoe om by die verjaardagpartytjie van 'n tannie te wees wat 100 jaar oud geword het. En so 2 maande voor haar 100ste verjaarsdag het sy my eendag laat plaas toe kom. En my gesê sy wil met my praat, want haar kind wil nie meer vir haar luister nie. Maar toe so Motto 75, toe moet ek, wat net by 30 verby is, vir hom wat 75 is, sê, maar jy moet eintlik nog vir jou ma luister, want jou ma bly jou ma. Dis wat ek kan sê van baie ou mense af tot jonges soos vanmôre se kinders het ek geleer en baie dankie ook vir elkeen se vormende invloed hier die laaste 20 jaar in my lewe, maar in elke gemeente was dit nie anders nie. Dankie vir die voorreg om op baie ander plekke te kon werk en dien. Dit was en dit is steeds vir my 'n voorreg en ook om ander goed te kon doen. Om deur 'n kerkraad, ek wil amper sê, vrygelaat te word of vrygemaak te word om mens te wees en saam met 'n kollega te werk wat jou ook daardie vryheid gee om binne en buite die gemeente te leef en te dien. Dis 'n regtige voorreg, baie dankie daarvoor. Oor die rugby moet ek miskien maar net sê, Dominee Diewies Dievenage wat in Barberton is, hy het eendag vir my gesê, ja, jy blaas uit die Ou Testament uit. Fluitjie, jy laat geen sonde ongestraf nie. En miskien is dit maar wat ek die skeieregters probeer leer het. Ek was baie dankie vir jou woorde ook namens die gemeenskap. Ons loop 'n baie lang pad saam en
dit is en was baie lekker. Frikkie, baie dankie dat jy ook nie net as iemand van die kommissie vandag hier is nie, maar ook iemand saam met wie ek 'n lang pad gestap het en baie goed gedoen het by buitelandse bediening en wat eintlik ook nadat ons die Pretorius afgetree het in die kantoor begrip gehad het vir my passie om buite die kerk en op ander plekke betrokke te wees. En ek het daarom altyd goed, soos aan die begin het ek toestemming gevra, mag ek gaan, later het ek net gesê ek gaan neem net kennis en daar was nooit brieke gewees wat my gekeer het om te gaan en baie dankie daarvoor ook aan die kerk in breër verband. Ouderling Pieter en die gemeente, baie dankie ook vir dit wat julle vir ons gee. Ons waardeer dit en ons dink baie terug aan die gemeente, al is ons nog net 'n kort tydjie weg. Ons geniet ons rustiger lewe in Gebabes en as jy ooit in daai rigting kom en ons is nog daar, is jy altyd welkom om by ons 'n draai te maak. Helene het altyd gesê ek is die dwaalleraar van die hervormde kerk, omdat ek so baie weg was van die huis af en op ander plekke gaan dien en bedien het, vir haar in die besonder en ons kinders, baie dankie ook vir julle ondersteuning en die pad wat ons saam as huisgesin ook kan loop en mekaar kan ondersteun en kan dra. Broeders en susters, mag die Here vir die seën, dankie vir die teenwoordigheid vandag, en dankie vir die tyd, en mag die Here met elkeen van ons so werk, dat ons uiteindelik ons roeping sal vervul en aan hom 'n offer van lof bring met ons lewe. Baie dankie. Ons gaan nou luister na 'n sangitem. Walter en Julia gaan vir ons weer 'n lied sing, Neem my beskerming. Na hulle vir ons gesing het, wil ons net graag 'n paar bedankings doen van mense wat 'n bydrae gemaak het dit vanoggend, en dan gaan ons voordat ons met mekaar gaan daar 'n wegsendingesgeleentheid wees. Die Soli Deo Gloria dansers, hulle gaan die item lewer, ek bid spesiaal vir jou. Ek bid spesiaal vir jou, gaan hulle vir ons 'n item lewer. Maar kom ons luister saam na Walter en Julia. Say
broers en susters, vergun my net om die volgende bedankings te doen. Mense wil nie name uitlig nie. So baie mense wat betrokke was, maar ek dink kom ons noem maar 'n paar name. Die eerste plek wil ek net eers vir almal van die baie dankie sê dat u hier is vanoggend. Ons is baie bly om 'n paar gesigte te sien. Ons is bly julle is hierso. Dan besonder baie welkom aan Letitia Hofmeyer. Sy is nou nie vanoggend hier nie, maar sy is betrokke by die reëlings gewees wat daaronder nog gaan gebeur. In haar afwesigheid baie dankie, en dan ook in besonder vir, lyk my in haar afwesigheid het haar ma Letitia Suidhout, het sy die leiding van die Letitia, baie dankie daarvoor, hoor, ons waardeer dit. Dan Melanie Pinaar, sy het vir ons die mooi koek daaronder, ons gaan net ook kyk daar, ons het blijkbaar 'n baie mooi koek daar, dankie daarvoor. Dan het saam met die dansers, ons gaan nou met luister na of gekyk na die Sorry Dio Gloria dansers, ek sien hier's 'n paar van julle hierso. Ons bly julle is hierso, ons sien uit daarna om na julle te kyk, en dan het sulke kaartjies gemaak ook, ek weet nie of dit nou vir almal is nie, het al kaartjies gekry, baie dankie daarvoor, dit is Nikkie wat het gemaak het, Nikkie, baie dankie hoor. En dan hierdie blomme wat ons hiervoor sien staan, die blomme is geskep deur Velma Nom, sy het dit vir ons geskenk, ek weet nie of sy hier is nie, en Mariana het vir ons die blomme gemaak. Julle twee baie dankie, dit lyk werklik baie mooi. En dan die Magda en Johan vriend te wete, ons het spesiale te wete laat druk vir die eregaste, dankie daarvoor. En dan Jacques en Bernice hiervoor, ons het julle dankie, hulle werk hard om gaan vir ons vanoggend se diens, as ons nou klaar is, hulle het nou opnames en goed, gaan hulle dit nou saam sit, en wat aan die gemeente toe uitgestuur word. Julle baie dankie daarvoor. Ek kan eintlik vir Jacques, dis ons moet eintlik vir hom verskrik, baie dankie sê hy werk hard agter die skerms hier by ons. Dani vir die foto's, en vir almal wat hierso met hulle kameras hier is, baie dankie daarvoor. Walter, Julia, Tobias, julle baie dankie. Dit is nou net so verskriklik mooi, baie dankie hoor. En dan al die sprekers wat vanoggend hier was, dankie dat julle hier was, dankie vir julle boodskap wat julle kom oordra het. En dan in die laaste plek wil ek net van die gemeente se kant vir Trana dankie ook vir al jou reëlings. Sy is die ene wat beheer was vir al die reëlings, en dankie daarvoor dat alles so mooi geloop het. Dan gaan ons nou geleentheid gee vir die Sorry Dio Gloria dansers. As hulle klaar is, broers en susters, gaan ons beweeg na onder toe. Dan gaan ons saam kuier daardie, maar voor u gaan eet daaronder, wil ek vra gee ons net 'n geleentheid, ons wil net 'n gebed ook doen daaronder, en om ietsie oorhandig daaronder. Maar ons gaan nou geleentheid gee vir die Sorry Dio Gloria dansers, en hulle gaan dans op die lied Ek bid spesiaal vir jou. Ek bid vandag spesiaal vir jou, dat God jou veilig in sy hand sal hou, en waardeur jy ook al mag gaan, dat hy jou daardeur sal dra. Ek bid vandag spesiaal vir jou. Ek bid vandag spesiaal vir jou, vir geloof om aan hom vas te hou, en vir nuwe krag om vas te staan as die golwe teen jou slaan. Ek bid vandag spesiaal vir jou. Ek kom seën jou met die liefde van ons Here. Ek kom seën jou met die vrede wat hy gee. Ek kom seën elke tree van jou lewe, dat jy altyd voorspoedig sal wees. Ek bid vandag spesiaal vir jou, dat
tot sy arm styf om jou sal vul, dat jy sy liefde sal ervaar in elke lach, elke traan. Ek bid vandag spesiaal vir jou. Ek kom seën jou met die liefde van ons Here. Ek kom seën jou met die vrede wat hy gee. Ek kom seën elke tree van jou lewe, dat jy altyd voorspoedig sal wees. Ek kom seën jou met die liefde van ons Here. Ek kom seën jou met die vrede wat hy gee. Seën elke tree van jou lewe, dat jy altyd voorspoedig sal wees. En ek kom seën jou met die liefde van ons Here. Ek kom seën jou met die vrede wat hy gee. Ek kom seën elke tree van jou lewe, dat jy altyd voorspoedig sal wees. Ek kom seën jou met die liefde van ons Here. Ek kom seën jou met die vrede wat hy gee. Ek kom seën elke tree van jou lewe, dat jy altyd voorspoedig sal wees.